Ek wil sommer vanaand hier in my studeerkamer met jou sit en praat met die prent van leeukop hier agter. Ek hou daarvan om op leeukop te gaan loop en ek dink sommer net oor hoe ons loop. Hoe 'n mens vir jou die regte skoene aantrek om seker te maak jy kan lekker loop. As jy nou dink oor die paaie wat jy die afgelope week geloop het, waar jy oral was, uit jou huis uit, in jou werk, as jy dalk gaan stap het 'n end of so, dink so 'n bietjie terug aan oral waar jy geloop het. Dink aan die skoene wat jy gedra het, om te seker te maak dat jy gerieflik loop. En dink nou 'n bietjie hoe daai pad vir jou sou gewees het, as jy kaalvoet geloop het, as jy nie skoene aangehad het nie. Ek hou van om kaalvoet te wees hier in die huis rond. Dit is baie keer een van die eerste goed wat ek doen as ek in die huis kom, is om my skoene uit te trek. Want ek hou van die vryheid van kaalvoet wees. Maar as ek nou wil gaan stap, dan begin die probleme somal hier by die agterdeur as ek uitstap, want daar's klippies op die werf en ek trap op die klippies en mens moet stadig, die klippies is skerp en is seer. As jy kaalvoet loop, kry jy eenvoudig makliker seer. As jy kaalvoet loop, word jou voete vuil. As jy kaalvoet loop, kan jou voete stikkend raak. As jy kaalvoet loop, kan mense op jou tone trap. Dink nou 'n bietjie. As jy om leeukop wil gaan stap, as jy wil gaan bergklim, hoe dit anders sal wees as jy dit kaalvoet moet doen. Of, kom ons maak 'n ander prentjie. Jy stap by 'n belangrike vergadering en almal sit daar met hulle pakke en hulle deftige rokke, reg aangetrek in werksklere. En jy stap daarin, almal het blinkkleur skoene aan of goeie skoene aan, maar jy stap daar en jy's kaalvoet. Hoe gaan die mense na jou kyk? Wat gaan hulle van jou dink as jy kaalvoet daar instap? As ek Sondag preek en almal sit daar in hulle kerkklere en ek stap in en ek is kaalvoet, dan dink ek gaan die mense 'n bietjie wenkbroue lig, dalk die oë rol. Maar geloof is in baie opsigte om kaalvoet deur die lewe te gaan. En iemand in wie se lewe ons dit baie duidelik sien is die apostel Paulus. 'n Apostel met 'n kaalvoet geloof. En dis waaroor ek vandag met julle wil praat, oor kaalvoet geloof. So kom ons lees uit die tweede brief van die Korintiërs. Ons gaan die volgende paar weke daarna kyk van vers 1 af. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God en die broer Timoteus, aan die gemeente van God wat in Korinte is, saam met al die heiliges in die hele Agaïe. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Want net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ons bemoediging oorvloedig deur Christus. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. En as ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging, wat tot uitdrukking kom deurdat julle met volharding dieselfde lyding verdien as wat ons deurmaak. Ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet soos julle deel het aan die lyding, julle ook so deel het aan die bemoediging. Want broers, ons wil nie hê julle moet onkundig wees oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie, dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens wat ons self betref, het ons al as dit ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. Op hom wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en sal red, is ons hoop gevestig, dat hy ons weer sal uitred. Hiertoe dra julle ook by deur julle gebede vir ons, sodat deur bemiddeling van baie mense namens ons dank betuig kan word vir die genadegawe aan ons. Voordat ek oor Paulus se kaalvoet geloof wil praat, wil ek eers ietsie sê oor wat in Korinte aan die gang was toe hy hierdie brief geskryf het. Paulus het die gemeente gestig, hy het hulle daarna weer besoek, maar toe hy hulle weer besoek, word hy baie sleg behandel, want daar het intussen mense gekom wat jy amper 'n soort van superapostels kan beskryf. Apostels wat indrukwekkend lyk, apostels met die regte geloofsbriewe kan jy amper sê, met die regte getuigskrifte. Apostels wat hulle beïndruk met hulle welsprekendheid, met hulle voorkoms, met hulle sukses. Apostels, sou ek wou sê, met 'n blinkskoen geloof. Mense wat lyk asof hulle alles bymekaar het in die lewe.
mense wat lyk soos wenners, as jy hulle sien, dan lyk hulle soms soos 'n suksesverhaal. En die gemeente het agter hierdie blinkskoen apostels aangegaan, en hulle het eintlik hulle rug op Paulus gedraai, en Paulus op 'n besoek baie sleg behandel, soveel sodat daar vervreemding, 'n pynlike vervreemding tussen Paulus en die gemeente gekom het. Hierdie mense het ook 'n soort van 'n blinkskoen geloof verkondig. Duidelike geloof wat vir die mense gesê het, as julle glo, as julle maak soos ons sê, as julle luister na ons, en hulle het baas gespeel oor die mense, en die mense het oor hulle laat baas speel, maar as julle ons resepte volg, dan sal julle uitstyg, dan sal dit met julle goed gaan, dan sal julle met wonderlik gaan. Vergeet nou van Paulus. Wat is Paulus? Paulus is 'n kaalvoet apostel, met 'n kaalvoet geloof. Paulus is 'n gewone ou. Hy is nie indrukwekkend van voorkoms nie, hy is nie 'n indrukwekkende spreker nie, hy kan nie eers kwaai wees met julle nie, hy kan nie gesag handhaaf nie, hy maak nie indruk nie, hy is nie imposant nie, hy praat net oor die kruis van Christus en die dood van Christus, en al daai sulke moeilike onderwerpe. Hoekom wil julle met Paulus sukkel? Volg liewer vir ons bied vir julle 'n baie beter pad om te loop, ons gee vir julle blinkskoene. Paulus is sommer 'n kaalvoet apostel. Kyk hoe stikkend is hy, kyk hoe seer is hy, kyk hoe swaar kry hy, kyk hoe is hy keer op keer maar in die moeilikheid. Paulus se verhaal is 'n verhaal van swaar kry. Wil julle nou regtig agter Paulus aangaan? Dis min of meer die manier waarop hierdie superapostel, hierdie blinkskoen apostels, vir Paulus die kaalvoet apostel met sy kaalvoet geloof onder verdenking gebring het. Nou wat doen Paulus dan in die deel wat ons gelees het, as hy nou vir hierdie gemeente hieroor skryf? As hy probeer brûe bou tussen hom en die gemeente, maar ook vir hulle sê, ek is regtige apostel van Jesus Christus, en julle is op die verkeerde pad agter hierdie mense aan. Ek sou verwag het dat Paulus in 'n sekere sin moet gaan kompeteer met hulle blinkskoen geloof. En grappenderwys doen hy het hier in hoofstuk 11 rond, dat hy as ware sê, wel as hulle nou indrukwekkende skoene het, kyk 'n bietjie na my. Maar hy maak eintlik maar net 'n grap om die hele blinkskoen idee belaglik te maak. Maar dis nie die eerste ding wat hy doen nie. Wat hy doen in hoofstuk 1 is amper skokkend. Is amper asof hy in plaas daarvan om te probeer sê, maar ek dra daarom ook skoene, my skoene blink daarom ook 'n bietjie, is asof hy sy kaalvoete vir hulle wys. Hy steek nie sy kaalvoete vir hulle weg nie. Hy wys sy kaalvoete vir hulle. Is amper asof hy by hulle instap en die kaalvoete op die tafel sit en dan vir hulle sê, goed, nou kyk nou hier, dit is hoe my voete lyk. Hy praat oor sy swaar kry. En hy sê, dit was ver bo my kragte. Hy praat oor wat in sy gemoed gebeur het, toe hy deur daardie swaar kry gegaan het, wat ver bo sy kragte was. Hy sê, dit was vir my te veel en ek het amper die hoop om te bly lewe laat vaar. Het my gevoel, ek staan onder 'n doodsvonnis. Hy wys vir hulle hoe stikkend hy is. Hy wys vir hulle hoe seer hy is. Hy wys vir hulle hoe swaar hy kry. Hy wys vir hulle juis die dinge waarvoor die blinkvoet apostels hulle geloof optrek. Want Paulus wil nie 'n blinkvoet geloof verkondig nie. Die geloof wat hy verkondig, die evangelie wat hy verkondig, is vir kaalvoet mense. Dis vir mense wat weerloos deur die wêreld gaan, wat seer kry, wat swaar kry, wat sukkel, wat pyn het. Paulus wil vir sulke mense 'n boodskap bring, want hy weet, ergens laat ons almal se blinkskoene ons in die steek. Of jy nou die blinkskoene van geleerdheid dra en neersien op mense wat nie geleerd is nie, of die blinkskoene van 'n groot bankbalans en jy sien neer op armes, of die blinkskoene van jou eie fikse gesondheid en jy sien neer op hulle wat siek is en wat swaar kry, of die blinkskoene van jou sukses en jou posisie en jy sien neer op mense wat onbenullig is of mense wat misluk. Ergens kom almal van ons skoene af. Ergens loop almal van ons kaalvoet oor die klippers. En as die evangelie ons nie troos wanneer ons kaalvoet moet loop nie, wanneer ons weerloos is, wanneer ons voete vuil en stikkend geloop is, wanneer ons tone stamp, wanneer ander op ons tone trap nie, as die evangelie nie dan vir ons troos en dan vir ons krag gee nie, dan is die evangelie nie goeie nuus nie. 'n Evangelie wat net werk op jou blinkskoen daar, of wat net werk vir blinkskoen mense, is 'n evangelie wat vir die 90% van die mense op aarde niks beteken nie, en wat vir nie een van ons deur die op en die af van die lewe kan dra nie.
Daarom kom Paulus en hy verkondig as kaalvoet apostel, 'n kaalvoet evangelie, 'n kaalvoet geloof vir kaalvoet mense. Hy sê, ek wil hê julle moet weet, ek het swaar gekry. Maar ek wil hê julle moet weet, dat dit juis was toe ek met kaal voete oor die pynlike klippers aangesukkel het en mense op my tone getrap het, en my gevoel het, my voete kan nie meer nie, my voete is so stikkend, so rou, ek kan nie meer loop nie. Dis juis toe dat ek ontdek het, dat ek nie op myself moet vertrou nie, maar op God. En ek vertrou op die God wat Jesus Christus sy seun opgewek het uit die dood. Ek vertrou op God wat dooies opwek tot die lewe. Ek vertrou nie op 'n God wat jou help om jou skoene 'n bietjie blink te vryf, of wat waarborg dat jy altyd skoene sal hê nie. Ek vertrou nie op 'n God wat vir jou, as jy sleg voel, net 'n bietjie beter laat voel, of as jy af is jou 'n bietjie optel, of as jy oulik is jou 'n bietjie gesond maak nie. Ek vertrou 'n God wat so radikaal in sy genade en sy liefde en sy goedheid is, dat hy vir jou, wanneer jy plat op die aarde is, wanneer jy gaan sit en jy kan nie verder loop nie, want jou stikkende voete kan nie meer oor die klippers nie, maar dan vir jou optel en vir jou dra, want dit is die God wat sy seun Jesus Christus opgewek het uit die dood. Sy lewe is sterker as die dood. Sy genesing is sterker as jou stikkende plekke. Sy reiniging is sterker as die vuil wat jy jouself aan jou voete kry of wat ander mense jou aandoen. Sy liefde is sterker as die toontrappery van ander mense, of wanneer ander mense oor jou loop met hulle blink leerskoene of met hulle stewels. En daarom sê Paulus, ek het die hoop ontdek toe ek op God vertrou het en nie op myself nie. En daardeur is ek in my swaar kry bemoedig. Ek moes kaalvoet loop, juist sodat ek die bemoediging van God, die troos van God, die krag van God vir kaalvoet mense kan ontdek, sodat ek dit ook met julle kan deel, sodat ek ook met julle kan loop. Want sien, ons blinkleerskoene, hoe daai blinkleerskoene ook al lyk, isoleer ons baie keer nie net van die klippers op die pad nie, maar dit isoleer ons van mekaar se pyn, sodat ons mekaar se pyn nie regtig verstaan nie, en sodat ons nie regtig 'n bemoediging het vir mense wat deur swaar kry gaan nie, mense wat seer kry en stikkend is nie. Ons kan hulle nie troos met die troos waarmee God ons bemoedig in ons kaalvoete nie, want ons is te behep met ons skoene. En dan wil ons liewer vir hulle sê, maar julle moet net hierdie, soos die superapostels gedoen het, die blinkskoenapostels, julle moet ons resep volg, en sê julle net sulke blinkskoene soos ons het, nou hoef julle nie swaar te kry nie. Dit is eenvoudig so, dat iemand met 'n stywe bankbalans verstaan nie die swaar kry en die weerloosheid van armoede nie. En iemand wat fiks en gesond is, verstaan nie die seer kry van langdurige siekte en pyn nie. En iemand met 'n vrolike gemoed en positiewe denke, verstaan nie hoe mense in 'n diep gat kan val en so depressief kan wees dat hulle voel asof hulle verdrink, asof hulle ingesuig word in die donker nie. Dit is net so dat as ons nie self daar is nie, verstaan ons dit nie. En dan baie keer in plaas daarvan dat ons mense wat kaalvoet moet loop en wat seer kry en wat stikkend is, in plaas daarvan dat ons hulle bemoedig, preek ons vir hulle. Ons sê vir hulle, julle moenie so wees, julle moet so maak. As julle net so maak, dan sal dit met julle beter gaan. Druk julle net reg. Wees net 'n bietjie sterker, wees net 'n bietjie gelowiger. Hier's 5 stappe na sukses. Hier is 6 stappe na 'n positiewe selfbeeld. En ons preek vir hulle en gee vir hulle hierdie goedkoop raad, maar ons help hulle nie. Ons vat hulle nie aan die hand nie, want ons verstaan nie wat dit is om kaalvoet oor die klippers te loop nie. Daarom sê Paulus, dis eintlik 'n genade as jy op 'n nulpunt kom, as jy kom op die punt wat jy ook maar kaalvoet moet aansukkel. Dat jy weet, die skoene wat jy gedra het en wat jou miskien tot hier toe gebring het, help nou nie op hierdie stuk pad nie. Jy's kaalvoet, jy's weerloos, jy's stikkend, jy's seer, maar jy ontdek die groot radikale bemoediging van die evangelie, dat God krag gee in ons swakheid, lewe gee in ons doodsheid, opstanding gee wanneer ons platgeslaan is. Dis waaroor die hele 2 Korintiërs gaan, dat ons hierdie troos ontvang, dat ons dit ontvang nie net ter wille van ons nie, maar dat ons dit ook ontvang ter wille van mekaar, en dat ons dit met mekaar kan deel. Die ding wat Paulus sê, ons gaan deur hierdie swaar kry, en ons ontvang hierdie bemoediging ter wille van julle, is vir my 'n vreeslik belangrike ding.
Dit werk met alles wat God vir ons so gee. Dat as ek dit vir myself probeer hou, beteken dit op die eind vir my baie minder as wanneer ek verstaan, ek kry dit terwille van ander mense. Ek kry God se liefde terwille daarvan dat ek liefde vir ander kan gee. En hoe meer ek God se liefde ontvang en dit deel met ander en vir ander liefde gee, hoe werkliker word God se liefde vir my. Ek word deur God vergewe sodat ek ander kan vergewe, en hoe meer ek ander vergewe, hoe groter werklikheid, hoe groter wonder word God se vergifnis vir my. Ek kry God se bemoediging wanneer ek kaalvoet moet loop, sodat ek dit vir kaalvoet mense van hierdie wêreld kan gee. En hoe meer ek dit deel, hoe meer ek hulle kaalvoet lewe verstaan, omdat ek self al kaalvoet moes loop, hoe meer ek dit met hulle deel, hoe meer van 'n werklikheid word daar die troos ook vir my. Paulus sê aan die einde van hierdie gedeelte, dat die gemeente as dit ware met hom en met God saamwerk in hierdie saak, deur vir hom te bid. En ek wil nou vir jou bid. Ek wil bid dat jy sal ontdek dat die genade van ons Here Jesus Christus genoeg is om vir jou krag te gee in jou swakheid. Dat die liefde van God ons Vader jou dra wanneer jy kaalvoet oor die klippers aansukkel. En dat die gemeenskap van die Heilige Gees jou bind aan God, maar ook aan ander mense, sodat jy dit wat jy ontvang, terwille van ander ook kan uitdeel. Amen.